Goeiedag en baie welkom by sessie 2 van ons Bybelskoolreeks wat gaan oor die aartsvader verhale. Die verhale wat ons saam lees met mekaar van Genesis 12 tot Genesis 50. En ons tema deur, hoe is God in hierdie wêreld teenwoordig? En hierdie verhale spreek op 'n besondere wyse tot ons, juis oor hierdie vraag. Terwyl ons hier opneem, is ons in die 3de week van ons isolasie. Ons gaan dit in, ons het sopas gehoor. Dit gaan verleng word vir die mense wat nou later inluister, dis waar ons is. Dit gaan verleng word vir nog 2 weke. En dit is vir ons moeilike tye, dis uitdagende tye, interessante tye, ander tye. Tye wat 'n klomp vrese in ons lewe, onsekerhede, maar saam met dit ons klomp nuwe seëninge kry oor hoe ons tyd anders spandeer. So omdat ons 'n bietjie meer tyd het, gaan ek vir julle ook 'n bietjie meer ekstra goed in die Bybelskool gee. Die sessies gaan miskien bietjie langer wees en ek gaan hier en daar 1 of 2 videogrepe meer insit. En partykeer so bietjie afwyk, maar iets wat verband hou. Onthou, die reeks gaan nie net oor Genesis nie, dit wil ons ook help om 'n bietjie ons vaardigheid van die Bybel op te skerp. En daarom gaan ek partykeer so bietjie op 'n dwaalpaadjie gaan, maar ek gaan weer terugbring as ons by interessante plekke of interessante tekste kom. Voor ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vandag, terwyl ons na hierdie greep kyk, oral in ons huise saam kan wees en saam kan leef. Met U wat in ons lewens leef en U wat vir ons die lewe weer op hierdie dag gegee het. Maar in ons gedagtes ook met mense wie ons gegee het. Met wie ons nie nou kontak het nie. In die tyd van isolasie nie, maar wat nie besonder in ons harte leef. Here, ons ontdek weer net opnuut die seëning van die skepping. Elke dag wat amper vir ons soos 'n Sabbat lyk, omdat alles stil is en rustig is. En ons die oorgang van die seisoene net soveel meer beleef. En ons die seën beleef, Here, ook van familielede saam met wie ons is. En ons beleef, Here, dat U ons by plekke bring waar ons skielik begin anders dink oor ons lewens, ons omgewing, oor die werk waarmee ons besig is. En dat ons eintlik met soveel goed sonder dit kan klaarkom, dat ons lewens kan aangaan. Dankie daarom, Here, vir die basiese, die klein goed wat ons 'n stuk lewe gee. En in hierdie tyd, Here, dat U ons kreatief sal laat dink oor die lewe vorentoe. Kreatief ook, Here, oor hoe ons tot seën kan wees. Ons dink aan mense wat hierdie tyd deur groot krisisse gaan in die opsig dat hulle nie kos op die tafel het nie en regtig bekommerd is oor hoe dinge gaan uitwerk. Help ons, Here, om 'n foon op te kan tel en iemand in hierdie tyd te kan bel. Dankie dat ons roeping nog so kan uitleef, Here, deur dat ons saam met mense kan voel en vir hulle juis iets kan beteken in hierdie tyd, al is ons nie by hulle nie. En dankie vir die voorreg om net vanoggend weer hierdie gedeelte saam te kan lees en saam te kan deel in ons huise, dat dit vir ons 'n groot seën is. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. So ons is vandag by sessie 2 in ons gedeeltes. Onthou tog die notas. Elke week sal ek vir julle 'n reeks notas saam met die videogreep gedeelte gee wat julle dan kan aflaai. Ons verhaal gaan vandag oor die Abraham verhaal siklus en dit is die gedeelte in Genesis 11 vers 27 tot 25 vers 18. En ek sal julle aanraai om die gedeelte voor die sessie goed deur te kan lees. Maar na die sessie dit weer te kan lees. En onthou, jy kan altyd teruggaan na die notas toe en teruggaan na die vorige sessie toe, as daar goede is wat jy meer wil na gaan kyk. Alles wat ek hier sê is min of meer in die notas. Ek volg ook die bladsye daarvan, maar tussenin sal ek nog 'n paar ekstra goed gee. Goed, waar was ons in sessie 1? Kom ons maak net gou 'n oorgang. Sessie 1 het ek mee begin deur vir julle te kan sê, en dis die groot ding vir my. Ons onthou die aartsvader verhale van kindsdae af deur stories wat ons onthou. En daarna het ons teëgekom, maar dikwels in kort teksies wat ons gou lees vir 'n Bybelstudie. Wanneer jy tyd neem en hierdie verhale in hulle eie reg gaan lees, want onthou al 3 verhale wat ons gaan lees
is anders. Hulle is in 'n unieke reg. Dan kom jy skielik agter dat hierdie verhale met jou praat soos wat jy voorheen nog nie gehoor praat het nie. En dit is wat ons dan gaan doen. Waarom 3 verhale? Genesis 12 tot 50 is ingedeel, eintlik die hele Genesis onthou volgens die Toledot formule wat sê hierdie is die familiegeskiedenis van. En streng gesproke moet ons hierdie indeling volg en daarom dan nie noodwendig 'n ander tipe van indeling rondom die gedeeltes nie. En elkeen begin dan op 'n unieke manier en styl en wat belangrik is dat ons dan elkeen in eie reg gaan lees en verstaan en dis wat ons gaan probeer doen in hierdie gedeeltes. Dan 'n volgende ding wat ons gesê het wat geweldig belangrik is. Onthou dat hierdie verhale afspeel teen 'n agtergrond van die ou nabye Ooste. En alhoewel dit nie die tema van die verhaal is nie, gaan julle agterkom die hele tyd in die verhaal is dit belangrik, die landbougemeenskap, die ekonomie, die politiek soos wat ek in die vorige sessie verduidelik het 'n geweldige groot impak op eintlik die betekenis van die verhaal, die geografie, waar die mense is. Jy kan dit mislees, maar as jy dit weet, dan lees jy dit raak in die teks. En dan die derde ding wat ons laasweek gesê het. Onthou, daar is waarskynlik 'n tydsverloop tussen die gebeure wat beskryf word en die opskrifstelling daarvan. En dis nie 'n krisis nie. Inteendeel, dit vat nie iets van die boodskap weg nie. Dit bevestig juist iets van die boodskap. Want ons het hier te doen met 'n skrywer of skrywers wat baie pertinent iets deur die vertel van die verhale wil kommunikeer. En toe het ons gesê, onthou, verhale se betekenis is nie eksplisiet soos Paulus se materiaal nie, dis implisiet. Die skrywer gaan nie vir jou sê wat dit beteken nie, jy moet dit gaan lees, en jy moet dit meeleef daarin, en jy moet dit gaan aflei daarin. En al hoe ons dit kan doen, is as jy die verhaal in sy geheel 'n bietjie gaan bestudeer. Baie belangrik, want dis waar ons vashak. Dit gaan nie oor die geskiedkundigheid en waar ons dit presies plaas nie. Dis nie die waarheid wat ons nastreef in die gedeeltes nie. Wat ons begin verstaan is dat die skrywer 'n waarheid oor God, oor wie God is, met ons wil deel. En dis die fokus van ons boodskap. So wanneer jy Genesis vat, die hele boek, kom ons kyk net weer, kan jy dit in 2 verdeel. Genesis 1 tot 11, 1 tot 12, 1 tot 11 en 12 tot 50. 1 tot 11 gaan baie spesifiek weer nie oor die vraag van historiese tyd nie. Wanneer het Adam geleef en Eva geleef en al daai vrae nie. Dit gaan oor die verhaal van God se goeie skepping, dat God goed geskep het en hoe die mens dit kompromiteer en hoe God elke keer terugkom en dan iets in hierdie skepping begin verander. Hy die mens nie los nie, die skepping nie los nie en kom hernie en kom herskep. En dan hoe die mens weer daarop reageer en hoe die mens eintlik weer die skepping laat gaan. En dan na hierdie siklus van 1 tot 11 kom ons uiteindelik by 'n breekpunt van 12 tot 50 waar God sê ek kom op 'n nuwe manier en ek kom maak my verbintenis teenoor mense deur 'n familiegeskiedenis. Waar dit nie per se oor Abraham gaan of oor Isak, oor Jakob of Josef of die volk Israel nie. Ons raak weer verlore in daai hele ding. Dit gaan oor die behoud van die volk Israel. Dit gaan in die gedeeltes oor die behoud van sy totale skepping. En dit staan so mooi in Genesis 12 vers 1 tot 3 wat hy vir Abraham sê, Abraham, ek wil jy moet 'n seun wees net vir jou nie, of vir die Israeliete daarna nie, of vir 'n volk nie. Ek wil hê dat jy tot seën moet wees vir almal. En dit is die konteks van hierdie verhale. Hoe 'n God hom dan verbind aan die intriges wat mense deurloop in die normale gang van hulle lewens. In gesinne en families, politiek, ekonomie, in 'n wêreld waarin hulle leef. Hoe is God in so 'n wêreld teenwoordig? So ons kom by vandag se gedeelte. En vandag se gedeelte gaan ons in 2 maniere hanteer. Die eerste stukkie van sessie 2 gaan spesifiek dan net gaan oor die plekke wat Abraham besoek het. Weereens, ons verloor tred met die verhaal omdat ons nie die geografie verstaan nie. En partykeer gebeur gebeure op dieselfde plek en ons weet dit nie. So ons verloor die verhale. So ek het altyd geleer 'n maklike manier om die inhoud beter te verstaan is om 'n kaart te volg en die gebeure op die kaart te kan kyk. En dan onthou jy die gebeure ook baie beter. Dit is amper soos om Israel te gaan besoek en sonder dat jy weet eintlik baie te leer omdat jy fisies die plekke sien en dan die kennis baie beter onthou. En dan in 'n tweede gedeelte
gaan ons spesifiek by die teksgedeelte uitkom en die boodskap van die teksgedeelte. So ons is nou op bladsy 1 in die notas en ons gaan gou-gou kyk na die plekke wat Abraham besoek het. En die eerste gedeelte wat ek vir julle wil wys is daai kaart wat julle sien op bladsy 1. Daar bladsy 1. Dit wys vir ons iets van Abraham se reise en ons gaan dit nou gou volg. Abraham se reise van sien julle daar in Mesopotamië, van die Galdeërs, het hy getrek na Haran toe, in die suide van Turkye. En dan van Haran het hy omgetrek en daar kan julle nou sien 'n klomp plekname. Plekke soos Sichem, Bethel, Hebron, Beersheba en dan Egipte ook. En dit wys min of meer sy reise en in hierdie reise kan jy ook eintlik al die ander 3 verhale saamvat want julle gaan iets van hulle ook daarin sien. So let op dat toe Abraham getrek het, voor ek dit gou wys. Kom ek wys gou eers vir julle 'n kort insetsel van Abraham se reise. Ons gaan gou daarna kyk en dan gaan julle dit vir julle ook 'n baie goeie idee gee. Abraham's journeys. God called Abraham in Ur of the Chaldees. He and his family moved to Haran, where his father died. Abraham then moved on with his wife Sarai and nephew Lot, and built an altar to the Lord at Shechem. He moved to the hill country between Bethel and Ai, and built another altar. After that he moved towards the Negeb. When there was a famine, Abraham went to Egypt. After the famine he returned to the Negeb. From there he went back near Bethel. Because he and Lot had many animals, Lot moved to the Jordan Valley. Abraham journeyed to Mamre and took Hagar as concubine. Sarah mistreated Hagar, and she fled to Egypt. But on the way, the angel of the Lord suddenly appeared to her. Then Hagar returned, and Ishmael was born. 13 years later, Ishmael was circumcised. Abraham moved to the Negeb, and then between Kadesh and Shur, and then sojourned in Gerar. From there, he moved to Beersheba, and planted a tamarisk tree there. At the age of 100, Isaac was born. 3 years later, Abraham sent Hagar and his son Ishmael away. God miraculously saved Ishmael's life, and he and his mother settled in the desert of Paran. Years later, God told Abraham to offer up his son Isaac at Mount Moriah. God provided a ram, and Abraham and his son returned home. Sarah died at the age of 127. Abraham buried her in Hebron. Abraham died at the age of 175. His sons Ishmael and Isaac buried him in Hebron, next to Sarah. At that time, Isaac was 75. After the death of his father, Isaac moved in the direction of his closest relative, his half-brother Ishmael. He settled by the well, where the angel of the Lord had appeared to Ishmael's mother Hagar. Die kort videoetjie het dit eintlik baie goed beskryf. Al hierdie plekke gaan ons nou na kyk. Kyk net gou-gou weer op die kaart, Israel kaart wat julle gaan sien wat voor julle is. Dat ons net so 'n bietjie weer oriënteer. Het julle agtergekom dat die meeste van die Abraham verhale dan plaasvind in 'n gedeelte wat ons die Suidland noem. En as julle nou daar op die kaart kyk, onthou julle ek het gepraat van die Coastal Plain wat oploop na die Central Mountains toe en waarop Jerusalem en Hebron geleë is. Maar as jy afkyk suid, sal jy sien Negev. Nou hier van die Negev af ondertoe lê ook belangrike plekke, Beersheba en dan die Paran-woestyn en klomp gedeeltes wat dan in hierdie gedeelte afspeel wat ons die Suidland noem. Julle sal onthou wat baie belangrik is dat al Abraham se reise, as jy mooi kyk, volg die hoogland gedeelte. So hy kom Kanaan binne en hy volg en hy as 'n nomade, die nomadiese veenomades het in hierdie area beweeg. Onthou die Coastal Plain gedeelte was landbou area. En toe Abraham daar kom, was dit redelik sterk gevestig deur sterk Kanaanitiese stadsstate met omringde stede. So hy beweeg in hierdie sentrale of nie so dig bewoonde hoogland gedeelte nie. As jy die land in sy deursnit kyk, kan jy mooi sien. Kusvlakte
die gedeelte, die Shephelah, wat dan oploop, en dan loop hy op na Jerusalem toe, en Hebron, wat dan net voor dit is, dan daal hy af na Jericho toe, onder Dooie See, en dit is vandag die skeidslyn van Israel, en dan gaan hy op na die hooglande toe, van Jordanië. Baie interessant, ek dink as jy mooi bereken is die land maar amper so 70-75 km wyd, nie baie wyd nie. So kom ons gaan kyk gou na 'n paar plekke wat Abraham besoek het, en ons gaan die kaart volg letterlik van Ur van die Galdeërs. Ek gaan net na so 'n paar plekke verwys, wat baie interessante betekenis het. En die prentjie wat julle daar sien, is die ziggurat, of 'n tempel, of administratiewe stadstaat, van die vroeë Sumeriese bevolking, rondom 3300 voor Christus. So die gebou wat julle daar in die agtergrond sien, was dit gewees. Hy was afgebreek gewees, en hy is weer herstel, opgebou, 'n baie ou Sumeriese ziggurat, wat van die vroeë brons tyd dateer. Dit was 'n tipe van 'n tempel, maar ook dan 'n administratiewe sentrum gewees. Onthou, godsdiens van hulle godsdiens was nou verweef met hulle normale gang van administratiewe sake. En dit was aanvanklik van moddersteen gebou gewees. Nou, Abraham het van Ur afgekom. Tera, Abraham se pa, trek in Genesis 11 vers 31 dan uit Ur uit, en het julle opgelet om waartoe te gaan? Interessant, Kanaan toe te gaan. Maar hy kom nooit daarby uit nie. Hy kom net so ver soos wat Haran is. En Haran word Abraham dan groot. Nou, Abraham is 'n belangrike figuur in al drie van die wêreldse monoteïstiese godsdienste. Terwyl die Christendom Jesus se geslagsregister via Isak na Abraham herlei, word die profeet Mohammed se geslagsregister via Ismael aan Abraham gekoppel. Daar is 'n baie interessante storie ook binne die Joodse tradisie, en ek dink die Islam ook, rondom Abraham, want ons weet nie veel van Abraham se kinderjare nie, die Bybel sê nie, maar binne die Jodendom is daar 'n tradisie, Genesis Rabbah, wat as Genesis Rabbah bekend staan, wat oor Abraham se kinderlewe vertel. En interessant, dan die storie vertel dat sy pa, Tera, het 'n winkel gehad waar hy afgode verkoop het. En hoe Abraham in die winkel moes gewerk het en nie baie daarvan gehou het nie. En hoe hy eendag toe besluit het om al die afgode stukkend te gooi. Nadat sy pa teruggekom het, sy pa vra toe van hom, wat het hier gebeur? Abraham het hom gesê het, wel die grootste afgod het 'n stok gevat en al die kleiner afgode stukkend geslaan. Waarop Tera toe blykbaar geantwoord het, maar dit is onmoontlik, hulle is net afgode, hulle kan dit nie doen nie. Waarop Abraham toe gesê het, wel, dit is die punt. Dit is sinneloos om afgode te kan verkoop, maar in elk geval, dit net 'n storie wat vertel word. Van Ur af vertrek Abraham, of reis hulle dan na Haran, waar Tera dan nou ook sterf. En op die ouderdom van 75 kry Abraham die roeping dan van God om na Kanaan te verhuis. En dan uiteindelik weer by die plek uit te kom waar sy pa aanvanklik wou heen gegaan het. Let ook op dat Jakob sal, dis sy kleinseun, sal eendag weer na hierdie plek toe terugkom. Dan trek hy af, en die eerste plek wat ons lees wat hy in Kanaan inkom, is 'n baie interessante plek, en 'n baie betekenisvolle plek. Dis die plek met die naam van Sichem of Sechem. Sechem is vandag op die Wesoewer van Israel, en Abraham en sy familie trek tot by Sichem se waarsêersboom, waar hy dan 'n altaar oprig. Nou interessant, watter plek dink julle was hierdie waarsêersboom? Kom ons kom eers by altare. Altare was gemaak van klip of grond, en is deur die aardvaders opgerig op plekke waar hulle ontmoetings met die Here gehad het. Hierdie plekke was dikwels hoë plekke, dikwels plekke soos berge en heuwels. En baie van hierdie plekke, soos die waarsêersboom in Sichem of Mamre se groot bome, was reeds voor Abraham se koms plaaslike Kanaanitiese aanbiddingsplekke. Let op net ook daar bladsy 3 van ons notas, skryf ek iets daaroor, oor hoe plekke soos Sichem en Bethel later dan ook gevestigde Israelitiese aanbiddingsplekke word, waar hulle vergader, maar dat later in hierdie geskiedenis, en hierdie is 'n groot storie,
al hierdie plaaslike aanbiddingsplekke in Bethel, in Sichem, in Mamre, almal deur die konings gesluit word, sodat die een plek van aanbidding geskei word na Jerusalem se tempel in hierdie gedeelte. Kyk na die voetnotas wat ek aan die onderkant van bladsy 3 vir julle sê, gesit het. Dit is baie interessant om hierdie voetnotas 'n bietjie te gaan lees. Nou, vandag is Sichem is bekend as Nablus, en is in die Palestynse Wes-Oevergebied. En Sichem het twee baie belangrike berge, aan die linkerkant Berg Gerizim en aan die regterkant Berg Ebal. En hierdie Sichem was later die aanbiddingsplek of die hoofsentrum van die baie bekende stad of gebied Samaria. So wanneer Jesus in Johannes 4 in die gebied van Samaria kom, in Johannes 4 by die Samaritaanse vrou, dan is die vraag wat sy hom vra, hierdie is 'n belangrike vraag, wat is die ware aanbiddingsplek? Is dit op Berg Gerizim in Sichem, of is dit op Berg Moria in Jerusalem, waar die tempel is? En hierdie twee hoofsentrums vorm dan later eintlik die raamwerk van die hele storie van die Ou Testament. Die 10 noordelike stamme vergader rondom hierdie aanbiddingsplek wat julle voor julle sien, by Sichem, en hulle praat daarvan as die noordelike koninkryk, en dit is in 701 voor Christus deur die Assiriërs vernietig, en die suidelike koninkryk word dan gebou rondom Jerusalem, en dit was die hoofstad van die suidelike koninkryk wat in die jaar 586 deur die Babiloniërs vernietig is. So gedurig kry jy twee entiteite, en voor die ontstaan van Jerusalem was dit eintlik die plek waar een van die groot koninkryke van Israel gebou was. So dan, en onthou die plek se naam, julle sal ook sien, Jakob gaan ons ook later by hierdie verhaal uitkom, dat Jakob hier 'n draai kan maak. Jakob wie se naam verander word na Israel, en dat hy hom in hierdie gebied kom vestig. Hy is af Egipte toe, en van Egipte toe het hy hom toe in hierdie gebied kon vestig. Daar kan jy die Jerusalem sien, Hebron en Mamre. Onthou dat Hebron en Mamre eintlik, ek dink nie eers 'n kilometer uit mekaar uit is nie. Dan Beersheba, en dan sien julle Gerar, wat in die Filistynse gebied is. En dan ondertoe die gedeeltes waarin Ismael hulle ook begin bly het, en dis die gedeeltes van die woestyn, gedeeltes wat in die suide van die kaart dan lê. Dan kom ons by 'n baie interessante plek, Hebron, Mamre en Beersheba, wat in die Bybel genoem word. En op die einde het die Makpela grot in Hebron 'n baie belangrike rol gespeel, want dit is waar Abraham en Sarah en Isak en Rebekka en Jakob en Leon begrawe is. En wat interessant is van Hebron vandag, omdat dit oor die aartsvaders gaan en hulle in beide godsdienste 'n belangrike rol speel, word dit tot vandag toe geag as 'n heilige plek vir beide die Jode as Islam. En hulle gebruik interessant die graf van die aartsvaders, beide gebruik hierdie gebou, en ek gaan nou vir julle kort video oor die gedeelte lees. Baie interessant, wie is nou nie hier begrawe nie? Al die aartsvaders behalwe Josef. Waar is Josef begrawe? Josef is naby Sichem begrawe, wat ons nou net gekyk het. En julle sal sien die gedeelte in Josua 24. Maar ek wil kortliks net vir julle, omdat nou so 'n bietjie tyd het, wil ek vir julle kort video wys oor Hebron en die graf van die aartsvader. Hierdie plekke help ons weer eens net om al die verhale in 'n baie beter orde te kan skep. En in die Abraham en die Jakob verhale gaan julle sien, gaan ons telkens weer by hierdie selfde plekke uitkom. So gaan kyk weer na die kaart, en soos wat jy in die teks lees, gaan probeer dit volg, waar is ons en presies waar speel die verhaal af. Ons kom nou by ons tweede gedeelte van die verhaal, of ons tweede deel van die sessie, wat dan spesifiek nou by die teks kom en by die boodskap van die teks. En gewoonlik op hierdie stadium in die Bybelskool sê ek vir almal, kom ons staan op, kom ons rek bene, en kom ons gaan drink koffie, net vir so 2-3 minute, so julle het die voordeel om dit die hele tyd te doen, en die video aan en af te kan skakel, selfs partykeer vorentoe kan gaan, as julle by die vorige gedeelte sal uitkom, so neem tyd daarvoor, maar ons gaan nou uitkom by deel 2. Belangrik verlede week wat julle gesê het, wat ons in ag neem,
is dat die kennisbron wat gekommunikeer word aan ons in hierdie verhale, in die vorm van verhale is, narratiewe. En jy moet iets van narratiewe verstaan. Nou in al die verhale wat ons gaan saam lees, kry jy presies dieselfde tipe van 'n volgorde, wat jy van iets moet weet om die betekenis van die verhaal te kry. Baie maklik, elke verhaal het 'n begin, 'n goeie begin, 'n lekker begin, 'n rustige begin. Net na die begin is daar altyd 'n komplikasie, een of ander kwessie, een of ander moeilikheid. Tussen karakters, onthou om karaktersketse te gaan doen. Tussen die karakters en die omgewing, droogtes wat gebeur, oorloë wat gebeur, omstandighede wat gebeur. En dit veroorsaak nog verdere komplikasies. Dan bou die verhale en die komplikasies op na spanning. En die spanning 'n katarsis waar alles ontknoop. En die betekenis van die verhaal lê dan in hierdie ontknoping. So jy moet mooi gaan kyk in al drie verhale, wat is die ontknoping teks in die verhaal van Abraham, Jakob en Josef. En dan vat ons daardie ontknoping en implisiet in daardie ontknoping lê die boodskap. En dan na elkeen van die verhale sal julle sien is daar 'n afloop of 'n transisie wat dan oorgaan in die volgende gedeelte van die verhaal. En ek wil gou vir julle weer die Abraham verhaal uitleg wys en julle kry hom daar op bladsy 5. Onthou vir al die uitleg van hierdie verhale volg ek die riglyn van 'n baie bekende Ou Testament teoloog, Walter Bregeman, uitstekende teoloog. En hy het 'n baie eenvoudige uitleg wat ek daar gebruik vir al die verhale. Maar kom ons kyk gou daarna. Daar sien julle die uitleg. A, B, C en D. So kom ons kyk net gou A. Die belofte van land en nageslag. Julle sal sien dat dit die tema is waarmee die verhaal begin. En binne dit kan julle sien hoe Abraham daarop reageer. Dit loop op na B, belofte wat getoets word. En waar Abraham die kans staan om alles te kan verloor. En die spanning dan opbou letterlik van tussen A en B tot 'n tipe van 'n ontknoping, wat dan ontknoop in die tema van God sal voorsien. En dan sal julle sien C, die belofte herbevestig, maar julle sal sien die betekenis 'n ander dit eintlik 'n ander betekenis kry deur die loop van die verhaal het goed soos geloof verander. Waar Abraham by A gestaan het en Abraham dan by B staan en met dieselfde geloof te doen het iets in Abraham verander. En dan kry ons die gedeeltjie D wat dan die transisie is na die volgende verhaalsiklus toe. Kom ons kyk net gou tussen A en B. Want dit is belangrik. Tussen A en B is daar 'n sekere spanning wat opbou en ons gaan nou in detail daarna kyk. Wat is die spanning? A. Abraham sit by Haran en hy kry hierdie belofte. Groot entoesiasme trek hy dan. Maar dan kom hy in 'n land en dan is daar 'n hongersnood. En uit vrees vir sy voortbestaan trek hy Egipte toe. En in Egipte kom hy dan by die farao uit waar hy uit vrees vir sy lewe oor Sara jok. En dan die hele kwessie van verder wat opbou, ek het nie 'n erfgenaam nie. En as ek nie 'n erfgenaam het nie, dan kan die belofte van land nie in vervulling kom nie. En dan bou die spanning in die verhaal op van Sara wat nie kinders kan verwek nie. En dan kom plan B. Okay, as ons dit nie kan doen nie, kom ons gee vir Abraham 'n kind by sy slavin, by Sara se slavin, Hagar. En dan word Ismael gebore. Dan jok Abraham weer oor Sara. En uiteindelik word Isak gebore. En eintlik moes ons verhaal hier eindig. Om te sê, wonderlik, nou kan die belofte van land in vervulling kom, want U het vir my nageslag gegee. Maar dis juist waar die spanning opbou tot by dan punt B. Want net soos wat Abraham hierdie belofte kry, word dit skielik van hom weggevat. Hy staan die kans om alles te verloor. En in hierdie oomblik laat die skrywer die leser toe om iets te kan sien van wat by Abraham verander het tussen A en B. Daarom dan sê die belofte word herbevestig. Maar Abraham hoor die belofte baie anders nou as toe hy dit in Genesis 12 gehoor het. So wat die verhaal betref, aan die onderkant van bladsy 5, kan julle sien, sê ons, die verhaal ontvou tussen twee groot hoofmomente, tussen A en B. En die vraag is, as Abraham dan nou wegtrek,
Nie gaan God hierdie belofte in vervulling bring nie. Hy trek in die geloof. God gaan hierdie belofte van land en nageslag in vervulling bring, maar hy is skieurig en hy wonder hoe gaan God dit doen? En hoe gaan dit gebeur? En wanneer gaan dit gebeur? Is dit net 'n kwessie dat Abraham in Kanaan moet opdaag vir hierdie belofte om so te kan realiseer? So onthou dan nou, met ander woorde Genesis 12 begin dan na 'n klomp reeks mislukkings van Genesis 1 tot 11. En God se intensie is hier om te kan sê ek wil 'n nuwe gemeenskap bring wat ek wil opbou. En julle moet kyk, ons gaan eindig met die gedeelte in Hebreërs 11 ook oor hoe lyk so 'n nuwe geloofsgemeenskap. So ja, ons is by bladsy 6 by die tweede punt. Abraham trek weg met 'n groot verwagting van wat gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur, maar niks begin verander nie. Inteendeel, net nadat hy arriveer en wag vir die belofte om vervulling te gaan, miskien het hy gedink ek arriveer net in Kanaan en as ek hier kom, gaan goed in begin plek val goed nie in plek nie. Want die hongersnood kom oral. En die hongersnood maak die plan van kom ons trek agter kos aan. En daarom gaan hulle Egipte toe. En by Egipte is hierdie baie interessante konflik tussen hom en die farao dan skielik. En hoor wat sê Abraham in die gedeelte wat hy sê as hy by die farao kom. Waar hy oor sy vrou Sarai rok, Genesis 12 vers 13. Wat hy vir haar sê, sê tog maar jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan oor jou en my lewe deur jou toedoen gespaar kan word. Want dit gaan oor my. Dit gaan oor die belofte wat God aan my gemaak het en as my lewe in gevaar is, dan hoe gaan hierdie belofte tot vervulling kom? Onthou om 'n karakterskets te kan doen. Hoe lyk Abraham se karakter? Trek vol geloof weg en verloor stoom. Raak bang, begin jok. En dan begin hy trek hy maar terug, want hy word uitgeskop uit die land uit. En dan gaan woon hy in hierdie suidland gedeelte rondom Hebron, Beersheba, waar ons gesien het. Maar hy bevind homself tussen 'n klomp ander nasies. En het julle opgetel in die verhaal, die klomp nasies wat genoem word, maar een nasie is van besondere betekenis. En daar sal julle sien Gerard en daar sien julle ook Jerusalem. Die Filistyne wat daar gebly het. Maar een persoon wat baie interessant is, sien julle Jerusalem daar aan die bokant van die kaart. Ons lees die verhaal van hoe hy by Melchisedek kom. Nou, let op hoe die skrywer van Melchisedek dan aan ons bekendstel. Melchisedek, koning van Salem. Moontlik dan waarskynlik dan Jerusalem. Maar hoor wat sê die skrywer ons van hierdie koning van Salem. Melchisedek, koning van Salem en priester van God, die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Okay, nou wat is vir jou verrassend in hierdie gedeelte? Abraham was onder die indruk dat God vir die eerste keer saam met hom trek. Maar die ontnugtering is, God was lank reeds, amper wil ek sê eeue en eeue, 1000 jaar voordat Dawid in die stad was God in Jerusalem by 'n plaaslike heidense koning en hierdie plaaslike heidense koning is die priester van God en daar is klaar in Jerusalem 'n tempel of 'n plek nog 1000 jaar voor die werklike tempel gebou is. Soos baie interessant. Die skrywer wil juist daardeur iets pertinent vir ons sê. Ook oor, julle sal baie mooi sien hoe die farao en Abimelek en die ander konings geskets word. Kom julle agter hoe hulle geskets word in die tekste, amper dat hulle die regverdige ding doen. Sê Abraham, jy kan nie so jok nie. Jy gaan 'n krisis oor ons bring, oor jou vrou Sara nie. So die heidene word of die farao en Abimelek wat die Filistynse koning is, word eintlik uitgebeeld as die regverdiges en Abraham word nie as die geloofsheld uitgebeeld nie, maar eintlik op 'n manier die skurk. So dit sê vir ons ietsie baie besonders oor wat hierdie skrywer vir ons sê oor God se teenwoordigheid in die wêreld. Het julle opgelet dat in Genesis word godsdiens baie anders uitgebeeld as later in die Bybel? Ek lees daar onder bladsy 6. In Genesis word God en godsdiens baie anders aangebied as in Deuteronomium, Josua, Rigters, 1 en 2 Samuel
en 1 en 2 Konings. Ons noem dikwels hierdie gedeeltes noem ons die deuteronomistiese geskiedskrywe. So in Genesis is daar byvoorbeeld nie sprake van net een tempel nie, maar 'n klomp verskillende aanbiddingsplekke. Daar word gepraat van God nie as dat hy net op een plek is nie, maar dat hy voor alles al daar was by mense, al was hy nie in 'n georganiseerde vorm van godsdienst daar betrokke nie. Die verhale van Genesis ken nie 'n geskrif of 'n boek of 'n reeks wette soos die res van die gedeeltes ken nie. In hierdie gedeeltes ontmoet God nie noodwendig mense deur 'n wet van God of deur 'n boek of deur 'n geskrif nie, maar hy ontmoet hulle in die alledaagse loop van gebeure. Julle sal ook agterkom dat daar dikwels na God verwys word onder die benaming El, wat eintlik 'n Kanaanitiese benaming is wat beteken oppergod. En ons weet in daardie omgewing was daar waarskynlik 'n polytheïsme, veel godedom, maar dat daar begin praat word van ja, hierdie is gode of afgode wat jy aanbid, maar daar is 'n groter God, 'n El, 'n oppergod, 'n God wat groter is as al hierdie realiteite. So, ons is daar bladsy 7 se middelgedeelte. Abraham begin twyfel, omdat daar niks rondom hom verander. En julle gaan agterkom hoe groei hierdie krisis van die feit dat hy nie 'n erfgenaam gaan hê nie. En hy verwoord dit daar in Genesis 15 vers 3. Hy sê, hy's amper uit 'n petisie, hy kla by die Here. Hy sê, Here, ek gaan kinderloos sterf omdat U nie vir my kind gegee het nie. En Abraham begin beheer neem. Julle gaan aan mekaar sien. Hy neem beheer en neem sy eie besluite. En hy besluit dan kom ons maak 'n plan B of Sara dan. En die hele episode volg dan oor die storie van Ismael. Kyk daar onder in bladsy 7 net oor hoe die belofte verloop. Sy ontmoeting ook weer met Abimelek en die teks wat hy vir Abimelek ook sê wat baie betekenisvol is, Genesis 21 vers 10 en 11. Abimelek kom by hom en sê van wat het jou besiel om oor Sara te jok? Want onthou, hy het nou gaan skuiling vind by hierdie koning. En dan antwoord hy hom. Hoor wat sê hy vir hom? Ek het gedink hier, dis nou in Gerar, is niemand wat vir God dien nie. En die mense sal my doodmaak oor my vrou. Abraham maak 'n groot fout daar. Maar kyk dan die tydsverloop van sy ouderdom wanneer dinge gebeur. Dis die punt. Niks in hierdie verhaal gebeur oornag nie, in 'n jaar nie. Is ons reg om rustig te kan wees en te kan sê verandering gaan geskied oor generasies, oor jare, nie onmiddellik nie. God se seën is ingebou in elke liewe dag en nie net in groot oomblikke wat vir ons voorlê nie. So dwarsteer van 75 tot 100, 25 jaar en daarna dat hy sterf op 175, amper 100 jaar van bloed, zweet en trane. En dan uiteindelik, dank die Vader Isak word gebore. En uiteindelik realiseer die verhaal, soos hier op bladsy 8. En nou kan die verhaal eindig en Abraham het nie nou net 'n erfgenaam nie, maar nou kan die belofte van land ook dan in vervulling gaan. En dis die krisismoment. En ons gaan gou na hierdie gedeelte kyk en julle kan blaai in julle Bybels na Genesis 12 vers 1 tot 13. Want hierdie is 'n baie interessante verhaal met baie intriges van die spanning wat tot breekpunt toe opbou. Kom ons kyk daar na Genesis 22 vers 1 tot 13. Het julle gelet, baie interessant, dat die leser reeds in die begin van die verhaal in kennis gestel word van God se plan. Jy as leser weet reeds dat God vir Abraham toets. Maar Abraham weet dit nie. En dis waar die spanning so 'n bietjie begin opbou. Want ons wil kyk hoe Abraham nou gaan reageer as hy getoets word. Onthou julle hoe hy reageer vorige kere wat hy getoets is? Hy het gejok. Hy het sy eie kop gevolg, hy het besluite geneem. Hoe gaan Abraham nou reageer? En dan speel die verhaal dan af. So, is eintlik baie interessant, hoekom sal God dan nou vir Abraham iets beloof en dit van hom af wegvat? Is dit dan 'n wrede God wat so iets gaan doen? Hoekom staan hierdie gedeeltes so teenoor mekaar? Waarom sal God dan soveel bloed, sweet en trane
skielik iets van Abraham wegvat wat vir hom so kosbaar is. So die skrywer wil vir jou hê inbring, wat is God besig om hier te kan doen? Wat moet die skrywer ons deur hierdie insident leer? En dan bou die hele verhaal dan na hierdie hoogtepunt op, na die ontknoping toe. Oor een teks wat Abraham antwoord. Genesis 22 vers 8. So Isak sê vir hom, pa, ons het alles hier. Ons het die altaar of ons het die offer gebou met klippe. Ons het hout, ons het alles, maar ons het niks om te offer nie. En hierop is Abraham se antwoord. Genesis 22 vers 8. My seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En na afloop van hierdie hele verhaal sal jy sien dat hy ook dan 'n altaar daar oprig. Nou ons moet gou by hierdie tema uitkom en ons gaan daarmee eindig. God sal op die einde voorsien. Vorige kere het hy gejok, hy het ander besluite geneem, maar hierdie keer sê hy, ek het geleer oor jare van geduld, dat God in elke oomblik by ons is, maar dat hy sal voorsien. Net voor ons daarby kom, net iets interessant, dan net gou oor hierdie plek, en ek het vergeet om dit te sê, toe ons by die plek gekom het. So waar het Abraham dan nou vir Isak geoffer? En tradisioneel word die plek gemerk as in Jerusalem en die berg Moria. Daar is van die mense wat beweer en wat sê nee, dit het gebeur op berg Gerizim, né? In Sichem. Anders sê nee, dit het op berg Moria gebeur. Nou, vandag kan jy nie die berg sien nie, want die berg is toegebou deur die tempelplatform wat daar staan. So daar sien julle berg Moria, en op berg Moria was daar so 'n rots, daar kan julle sien, die rots wat aangedui word. Salomo se tempel het daarop gestaan, maar toe later, in die tyd van Dawid, het hulle wel, dit was Dawid gewees, en Salomo het die tempel gebou, maar amper 1000 jaar later, in die tyd van toe Jesus groot geword het koning Herodes weer hierdie tempelplatform gebou. So die platform wat jy daar sien, is gebou tydens Jesus se tyd, regering van koning Herodes, om die tempelplatform te vergroot, en vandag lyk hy so. So daar kan jy die tempelplatform sien, en vandag staan die 'n moslem heiligdom dan oor die plek waar die tempel gestaan het, en onder daardie koperkoepel is 'n rots. En dan sê hulle wel, dis die rots waarop Abraham dan vir Isak geoffer het. Net so interessant, hier so 'n deursnit wat jy kan sien van die land. En daar kan jy die verskillende hoogtes sien. Berg Hermon, wat die hoogste is, maar dan gaan ons af Berg Tabor, Berg Gilboa, waar Saul oorlede is, dan Berg Ebal en Gerizim, onthou julle, dit was in Sichem, maar dan kan julle sien die volgende ene, is the Mount of Olives en Mount Zion, wat dan Jerusalem is, wat dan die gedeelte is waar hy afspeel. So kom ons kom net gou by hierdie betekenis uit. Ons is by C, bladsy 9. Wat is die ontknoping van hierdie verhaal? Die ontknoping is, God sal voorsien. Die hoogtepunt van die Abraham verhaalsiklus bou op en sê, wanneer die Here vir hom sê in Genesis 22 vers 12, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. In die plek van Isak voorsien God dat 'n ram geoffer word. Waarna, interessant, Abraham die plek wat noem? God voorsien. En dit is ons tema van ons verhaal. Die verhaal kom met ander woorde ten einde. Die verhaal lê tussen twee beloftes. Die belofte wat gegee word in Genesis 12 en dan die belofte wat net hierna gegee word. En in hierdie twee beloftes tussen Genesis 12 en 22 bou hierdie verhaal met die spanning en intriges op. En ek dink die grootste verskil is as jy begin verstaan dat die Abraham wat in Genesis 12 op die belofte reageer het,
en wat in geloof getrek het, nie dieselfde Abraham is, wat in Genesis 22 op daardie berg staan. Alhoewel sy geloof amper dieselfde is dit nie dieselfde nie. Dit het verander. Abraham het verander. Sy perspektief het verander. En ek wil kyk op daar op bladsy 10. Kan julle, is belangrik, doen 'n karakterskets van Abraham. Gaan kyk 'n bietjie hoe het Abraham reageer, hoe het Abraham verander tussen hierdie twee gedeeltes. En wat is die Abraham wat ons aan die einde meer te doen kry? So waaroor getuig hierdie verhaalsiklus? Ek is daar op bladsy 10. Ek lees daar vir ons. Die verhaalsiklus getuig oor God wat voorsien en hoe gelowiges binne hierdie voorsienigheid van God lewe. Jy kan amper nie voorsien wat God gaan doen nie, want jy weet nie wat hy gaan doen nie. Jy vertrou op hom, maar dit werk amper soos Abraham net. Ons trek in vertroue, maar baie gou dan raak ons frustreerd waar ons is, en dat dinge nie gou genoeg realiseer en gebeur nie. So ons is partykeer nes Abraham dan. Ons trek in geloof dat God gaan voorsien. Maar dan kom ons by omstandighede soos Abraham se verhaal, dat dinge gebeur wat ons nie verstaan nie. Dinge buite ons beheer en buite ons selfs godsdiens en geloof, en ons dink is buite, maar dit is nie buite dit nie, want God staan oor alles en regeer en beheer alles. Maar hier's die punt. Dit gebeur nie oornag nie. Dit vat tyd. En omdat dit nie vir ons realiseer in ons uitkomste soos wat ons geglo het of gehoop het nie, aanvaar ons God is nie hier nie. En hy's nie in die wêreld nie. Hy's nie aktief nie. Dit vat jou eintlik honderde jare van terugkyk om dit te kan sien. En hier is die probleem is ook, ons leer nie uit geskiedenis nie, en ook uit die verhale van die Bybel nie, want dit sê iets van dit is hoe God is, en dit is hoe die patroon van mense verloop. Hierdie verhaal het vir mense geweldig baie beteken. Dit het baie beteken in die tyd toe die skrywer dit weer aan 'n groep gelowiges gegee het, in die tyd van die monargie, na 1000 na Christus, maar veral in die tyd van die Babiloniese ballingskap. Toe gelowiges na die wêreld gekyk het om hulle en gesê het, wel, God is nie hier nie, kyk wat gebeur, God het beheer verloor. En dan vertel die gedeelte en sê, hy het nie beheer verloor nie, omdat hy ook met heidense volke en nasies werk, beteken dit nie God is weg nie, beteken nie God het ons versaak nie. Onthou die hele tema van Genesis 1 tot 11, God wat goed skep, mense wat dan slegte keuses neem, God wat terugkom en herskep, maar nie op maniere soos wat hulle verwag nie. En dit is waar die Abraham verhaal ons op 'n baie besondere manier uitbring, by hierdie besef. Om op die berg te kan staan en te kan sê, God sal voorsien. Bladsy 11, Hebreërs som dit vir ons baie goed op, en ek gaan dit gou vir ons lees. Hebreërs 11 vers 8, bokant van bladsy 11. Omdat Abraham geglo het hy gehoor gegee toe God hom geroep het, om weg te trek na die plek toe, wat hy as erfdeel sal ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Hebreërs 11 vers 11, omdat Abraham geglo het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en self oud was, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. En dan hierdie gedeelte in Hebreërs 11 vers 17 tot 19. Omdat Abraham geglo het hy toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, en aan wie dit gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om hom uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Dit is 'n ongelooflike teks, né? Onthou, dis heel wat later, dat hulle sê, hy was oortuig daarvan dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Daar mag baie dinge by jou opkom, en daar bladsy 12 kan jy 'n paar indrukke vir jou neerskryf, oor hoe God vandag in jou eie wêreld teenwoordig is, in ons wêreld teenwoordig is. 3 dinge wat vir my persoonlik uitgestaan het, lys ek net daar op die onderkant van bladsy 11 en bladsy 12. Die eerste ding,
geloof is beslis nie maklik nie. Geloof beteken nie, jy hoor iets van God en jy arriveer net op die plek en alles val in plek nie. Geloof is bloed, sweet en trane. Hier is die wonderlike ding. Dis hoe ons geloof gevorm word. Nie deur ons suksesse nie, maar deur bloed, sweet en trane. Ons is nou in lydenstyd wat oploop in Paastyd, en in 'n gedeeltetjie het ek 'n teks, of 'n baie ou lied wat ons sing. U lyding breek my trotse hart en rede. Dit buig my neer en skep in u my vrede. Dit bring die heil wat my verander. Dit is presies wat dit is. Dat ons trotse hart en redes gebreek word, maar dat wanneer ons gebuig word deur God, ons nie seer kry nie, maar ons eerder vrede kry en dit ons verander. So geloof is nie maklik nie, maar ons hou aan God vas, wat ons by die tweede gedeelte inbring. God is soewerein en hierdie is 'n belangrike gedeelte. Is 'n gedeelte wat ons ook in die Bybelboek van Job kry. Ons moet bewus wees, God werk buite die konvensionele realiteit wat ons sien en ook buite die konvensionaliteit van ons eie godsdiens. Waarbinne ons baie keer vasgevang is, omdat ons God klein geword het, omdat ons hom baie keer in 'n tempel of in 'n gebou of in 'n idee of in 'n gedagte vasgevang het. Hierdie gedeelte sê God, ek laat my nie vasvang deur julle gedagtes nie. Ek is wie ek is. En die verhaal vertel dit op 'n besondere manier wanneer die skrywer ons bekendstel aan karakters soos die Farao, Melchisedek en Abimelek. En ook droogtes en omstandighede. En hoe God deur 'n groter wêreld en deur ander mense ook te gebruik. Hy gebruik nie net die gelowiges nie. En ons gaan later in ons verhaal ook sien, hy gebruik ook net nie die wat gehoorsaam is nie. God kan almal gebruik. Hy's soewerein. Maar in sy soewereinheid is hy nie 'n wrede God nie. Wat beteken, hy maak nie maar net soos wat hy wil nie, en hy maak ons seer daar nie. U buig my neer, maar skep in my u vrede. Sy soewereiniteit breek ons nie, dit buig ons, maar dit skep vir ons vrede, en daarom die derde ding. God gee vir sy skepping op. En ons moet dit hoor. Dis nie net 'n klein groepie mense, of 'n sekere segment van ons samelewing nie. God is besorg oor mense. Onthou Abraham, ek seën jou, sodat jy verander tot 'n seën kan wees. En dit is op hierdie punt, wat hierdie verhaal ons met wonderlike perspektiewe laat. So skryf daar op bladsy 12. Hoe spreek die verhaal in jou eie lewe aan, in die wêreld waarin jy jou in hierdie tyd bevind? Ek gaan vir ons 'n gebed doen, en onthou, ter voorbereiding van volgende week, of 'n volgende sessie, moet julle vir my die verhaal van Jakob lees. Dit is in Genesis 25, vers 19 tot 37, vers 1. Kom ons bid saam. Lei ons na U toe, Here. Here, U het tydens U verblyf hier op aarde nooit ver gereis nie, altyd te voet. Die enkele keer toe U 'n vervoermiddel gebruik het, was dit 'n nederige donkie. Maar U het diep spore nagelaat van hoop en lig en vrede en liefde. Daaruit lyk af dat dit nie die kwantiteit en die afstand van ons reise is wat saak maak nie, maar juis die kwaliteit daarvan. Daarom, Here, wees op my reis deur die dag. Die lig voor my, die skadu agter my, die helder wolk bo my, die vaste grond onder my. O Christus, wees die begin van al my reise en ook die eindbestemming. Amen.